Beyers Street het geen bekendstelling nodig nie. Sy spore lê diep in die Suid-Afrikaanse wynbedryf en daarom verdien hy sy titel van koning van pinotage. Beyers, baie welkom by ons. Nee, maar baie dankie. Dankie dat ek op die program kan wees. Dankie Beyers. Maar ja, presies, nisboere gaan oor anders te dink, uit die boks uit dink, goeders op 'n nismanier doen. Ook julle aanvaar ek doen ook seker maar dinge bietjie anders daar op die plaas. So ek wil ietsie vertel daarvan. Ja, ek dink as jy aan pinotage dink, jy weet, pinotage het 'n uniekheid op hom. So ek was altyd mal oor pinotage, jy weet, ek in die ou dae toe ek begin het op Kanonkop jare terug, jy weet, pinotage was 'n wonderlike ronde, vrugtige wyn en dan gaan hy 'n ou houtvater, dan kom hy daar uit, dan smaak hy heel anderste en daar het ek begin belangstel in pinotage en soveel so, dis eintlik 'n unieke ding. Pinotage is die enigste Suid-Afrikaanse variëteit wat kommersieel beskikbaar is. Ons wyn is definitief goed, maar van julle kant af, die plaaslike mark teenoor die buitelandse mark, is daar 'n split hoe julle dit benader of aanvaar is lonender om uit te voer? Dis 'n baie interessante vraag, maar dit verander ook tussen mense. Jy weet, sommige plase, ons byvoorbeeld op Beyerskloof is 85% binnelands. Want die ouens kom van oorsee af kuier hier. Dan sien jy jou handelsmerk daar, dan vra jy maar waar is jou handelsmerk hier? Ja, natuurlik. So die mense wil raak sien, dan kan jy daar gaan hier gebruik. sien en dan natuurlik, jy weet, in Suid-Afrika. Ek het nou met pinotage laas jaar, toe hy 100 jaar oud is, het ek gaan toer. Ja. En die pinotage het in Afrika baie goed ontvang. Dis interessant. Die interessantste deel, ek dink dit was in Nairobi of een van daai plekke het hy opgestaan en sy hand opgesteek en gesê hy wil by my weet. Ja. Hierdie variëteit pinotage, is dit 'n Afrika variëteit. Ek sê vat hom en maak hom 'n Afrika variëteit want dis ons. Ja. En dan in Suid-Afrika jou kliënte is absoluut familie. Ja. Die pryse, hoekom is sekere wyne, ek wou amper bekostigbaar en anders die diesel is aansienlik meer, is daar redes daarvoor? Die ekonomie druk altyd, en die ekonomie het nog altyd gedruk. Ja. Ek meen as jy 20 tonne hektaar kry teenoor 5 tonne hektaar, maak dit 'n enorme verskil in rand en sent uiteindelik. Hierdie intreevlak vir ons is nou 30 jaar oud. Tans is hy so oor die 100 rand en ons maak 1 miljoen bottels. Ons het al 1.2 by verre die grootste pinotage. Maar dit is 12 tot 15 tonne hektaar van dit af. Nou gaan jy na die tweede ene toe, dis Kriekbult. Ja. Baie bekende pinotage plaas in Stellenbosch. Ja. En Kriekbult is byvoorbeeld uit een oog kom soms tot 3 lote en elke loot het 2 trosse op. Ja. Hierso het ons 2 lote. So ons het 4 trosse op 'n tappie. Okay. En hy gaan in 50% nuwe eikenhoutvate en 50 tweede gebruik. Nou eikenhoutvat kos al tussen 15 en 25.000 rand afhangende wat jy koop. Ja. En houtvate is nog 'n ander dag se gesels. Ja. Die laaste een is diesel. Ja. En dis my hond, is net dis my hond van 95 kg boonbel. Ek gevra ek aanvaar met die hond op die etiket. Ja. En hy het bekend geraak en daar 4 tot 5 ton. Beyers net weer eens oor nisboere, ons kyk altyd na anders te dink, terugploeg in die gemeenskap. In julle area met julle plaaswerkers in die gemeenskap, hoe's julle betrokke daarso? Ek dink op elke plaas waar daar gekyk na die kinders, na hulle opvoeding, kan hulle universiteit toe gaan en alles. Ons op die plaas, wie weet toe ek, my ma, sy's jare terug oorlede, maar my ma het eers 10 jaar nadat ek in die wynbedryf is en een of ander prys gewen het op iets na my toe gekom en gesê, my seun, ek is baie trots op jou. Ek sê, ma, hoe gebeur dit nou eers? Maar my ma het gesê, jy weet, drank en kinders werk nie saam en toe besef ek, toe ek 50 jaar is, ek moet ook iets begin doen. En ek het Faith Fund, Vitale Alkohol Syndroom fonds begin en ons hou 'n veiling op die plaas 1 keer 'n jaar en 'n vrouedag wat ons inkomste uitkry en ons het 2 klassies met Vitale Alkohol Syndroom kinders wat spesiale onderrig kry en ons finansier dit per jaar. 'n Laaste vraag, ek weet mense altyd nog baie praat daar toe sy tyd uit. Weer eens terug na die nis. Ek weet daar's wynplase wat die plastiekbottel gekry het en ander het die alkoholvrye wyn. Die hele tyd is die ouens besig om te eksperimenteer, groter bottels, kleiner bottels. Is daar enigiets wat jy of na kyk of beplan om na te kyk toekoms of weer bietjie anders te wees of wil jy net die beste wyn wat bestaan maak? Kyk, ek dink tans
in die wynbedryf is maar tradisioneel, jy bly by wat werk en wat tradisioneel reg is, houtvaatjies, vol wyne en so aan, maar daar is ook 'n neiging in die wêreld na laer alkoholwyne. Pinotage hou van tussen 13,5 en 14,5 alkohol en in koeler area is eintlik 'n bietjie hoër. En ek dink ons hou maar van alkohol want dis waar die soetrane geure ontwikkel en kleur ook. Maar ons begin kyk en eksperimenteer almal met miskien 'n bietjie laer alkoholwyne. Dis een van die oefeninge waarmee ons besig is op die stadium. Ja, dis mooi om te hoor. Maar as hardloop ongelukkig soos altyd tyd, maar verskriklik dankie as jy soos Gary Player ons land op die map gesit het met golf. Weet ek dis wat jy gedoen het. So ek wil net sê dankie vir wat jy vir ons doen vir ons land met die wyn, maar ook die af van die bal dinge wat jy terugbly gemeenskap en dis kom jy suksesvol is en ek dink om dit saam te vat as ek so net luister, is nie 'n eendag cricketwedstryd jy praat van is lang, is 10 jaar en 20 jaar en daar is 'n langtermyn. As jy hier in is jy in vir die long run en dit is regtig lekker. Dit was lekker wees en baie dankie vir wat ek aanvaar nou gaan agterbly. Ek gaan nie toelaat om te ry met hierdie dit gaan jou kar net swaar maak. Dit gaan sleg lyk as jy 'n pad toe kan ry. So dankie vir baie dankie dat jy kom in Ek wil vir Nisboere ook baie dankie sê dat julle die boerdery en alles om die boere promoveer en dis wonderlik om dit vir ons te doen. Baie dankie. Ja, baie dankie.